die opstanding. Ek lees oor 'n rukkie terug, lees ek 'n dokument wat deur 'n klomp professors saamgestel is op die internet. Maar dit is 'n redelike lang dokument, seker so 28 bladsye. En ek lees hoe hulle teologies wil ontleed oor die opstanding van Jesus. En ek kom toe agter, en daar is 'n verskil in die mense se benadering oor die kruisiging wat hulle kon sien, maar hulle bevraagteken die opstanding. Nou baie van die gemeentes vier nie hierdie dag nie, het opgestaan nie. Maar as ons vanmôre, is daar een skrif, as jy hier kan uitstap, net met daai een skrif op jou hart, en dan sê ons, jy het iets gevat vanmôre. En ek wil so 'n bietjie gesê, ek wil nie in detail ingaan oor wat daar gebeur het nie, maar daar is redelik skrif daarop. Maar ek wil hierdie woord in twee gedeeltes maak, bietjie die omstandighede en dan wat dit vir ons beteken aan die einde van die dag. Want ek dink dit is eintlik waaroor dit gaan. Jy sien, met die kruisiging, of na die kruisiging, het hulle bevraagteken, Josef het mos vir Jesus begrawe, en hy was 'n Jood gewees. En hulle kon nie verstaan dat die klip is weggerol nie, die volgende oggend nie. En hierdie selfde Jode wat Jesus laat kruisig het daai soldate baie geld betaal om vir hulle te sê, luister hierso. Hulle sê dat hierdie man Jesus is gesteel in die nag. Nou alles kom terug na die 3 dae waarvan Jesus bly praat het en bly profeteer het. En tot vandag toe het hierdie Joodse en van dit ortodokse Joodse en ook die Jode van vandag glo dat hy 'n profeet was. En hulle glo nog steeds nie dat die Messiah het opgestaan nie. Hulle wag nog steeds vir die Messiah. En daar is 'n woord wat ek gaan bedien op 'n stadium oor die uiteensitting van die Bybel wat ons baie beter gaan verstaan. Maar hierdie met die Joodse kultuur en alles het baie te doen met wat God vir sy land gedoen het, en ek wil nie daarop ingaan nie. Maar wat dit is, wat daar gebeur het rondom die klip wat weggerol het en rondom die 4 skrifte en die evangelie wat daar plaasgevind het, kan ek en jy nie dit ontken dat Jesus leef nie. Nou die mense wat dit nou teologies en wetenskaplik en hulle het nie die antwoorde nie. Hulle het nie. Maar dit staan in die skrif. Staan daar, dit is duidelik. Soos jy net teruggaan na die skrif toe en jy ontleed die skrif en jy kom agter, dit het gebeur. En ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Nou moet jy kyk, as jy dit nou vergelyk, wat Jesus gedoen het, voordat hy gekruisig is. Hy het vir Lazarus laat opstaan. Okay? Hy het daai ander kind, dogtertjie, en die seentjie wat hy gesond gemaak het. Hulle was dood gewees. Hulle het uit die doodheid opgestaan. Maar hulle het nie 'n verheerlike liggaam gehad nie. Hulle het dieselfde liggaam gehad en hulle het gesterf in dieselfde liggaam. Maar Jesus het nie. Daar's 'n verskil. Toe Jesus opgestaan het, het hy sekere mense gaan besoek en hy het deur geslote deure gestap en hy het die woord sê hy het vis geëet saam met die disippels.
En die deure was gesluit en hy het daar deur gestap. Dan het gedink, wat hulle gedink het. Maar ek en jy moet vandag net verstaan, Jesus het nie teruggekom uit die dood uit nie. Jesus het die dood oorwin. Jesus het uit die dood opgestaan. En dis 'n groot verskil. Want baie van die gelowe het nog steeds die kruis en hulle het Jesus aan die kruis, so hulle kruisig hom deeldag en aldag wat hulle hom kruisig. En die kruishout is vervloek. Dis wat die woord sê. So dit wat hy gedoen het daar is eenmalig om te sterf op die kruis. En dit het gebring dat daar van die profetiese woorde was volbring as gevolg van dit. Net so word is die woord volbring nadat hy opgestaan het in hierdie tydperk. En soos ek gesê het, dit is 'n eenmalige gebeurtenis. En nou het baie klomp goeders gebeur in 'n baie kort tydperk. In hierdie 3 dae wat gebeur het. Kom ons kyk. En een van die goeders wat ons moet besef, ek en jy, is dat Jesus is op die Vrydag gekruisig. En hulle het seker gemaak, hy is dood voor die Sabbat. Maar hy het op die Sondag het hy opgestaan. Nou is hier 2 goeders hierson. Die Romeinse mense wil dit wegvat en hulle het Sondag daarin gebring en nie die Sabbat nie. Okay? So dis die verskillende gelowe. Maar ons het reg van daai tyd af is dat dit Sondag is eintlik die viering. Elke Sondag is die viering van Jesus se opstanding. Dis eintlik waar dit vandaan kom. Dis soos ek dit verstaan. So nie om die ander redes wat die Romeinse mense en die ander mense vir ons gegee het nie. So ons hou by dit wat gebeur het. En dan wil ek aan jou onthou dat in hierdie tydperk het ons gepraat van die tydperk wat Jesus gekruisig is en die opstanding. Daar is, en ek het dit nou net daar verwys daar in daai Bybel wat 1857 of wat ook al. Wat hulle die presiese datum neergeskryf het daar, toe Jesus 33 jaar oud was. Maar nou moet ons gaan kyk na die Joodse kalender, en dit is 'n redelike akkurate kalender, wat vir ons die maan, die volmaan gee op daai tydspunt. En dit is wat bepaal die tydperk van die Passover, soos wat hulle gehad het. So onthou net, die Passover was vir die Israeliete, toe hulle bloed aangesmeer het. Okay. Maar in dieselfde tyd het Jesus vir ons gesterf, so die mense moet nie daar die mekaar op nie. Maar kom ons gaan aan. Nou daar's 4 skrifte, 1 in Johannes, Lukas, Markus en Matteus. Het julle Bybels by julle? Armed and Dangerous, dankie tog. Blaai vir my na Lukas 24 asseblief. Ons gaan nie baie lees nie. En die ander is 'n bietjie lank, so ek het maar 'n bietjie gechip op my kop. Ek kan nie vir my lag nie. Alright, Lukas 24 is ons daar, vers 3 tot 9. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangesigte na die aarde gebuig, sê die manne vir hulle,
waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Hoe het die engele dit geweet? Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan en hulle het sy woorde onthou en hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die ander 11. Tot daar. Maar daar het nog goeders gebeur toe Jesus uit die graf het opgestaan het. En jy sien, hierdie bewyse is 'n struikelblok vir baie mense, die opstanding. Dit is so. Want hulle wil dit wetenskaplik en teologies en wat ook al wil hulle dit ontleed en hulle kry nie al die antwoorde nie. Maar die antwoord lê in die woord, wat daar gebeur het. Kom ons lees Johannes 10. Hulle kan 'n bietjie verder of ek kan dit net lees vir julle. Onthou net, Jesus het self bevestig dat hy sy lewe kan neerlê en weer opneem. Hy is almagtig. Net soos die Vader my ken, Johannes 10 vers 15, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Wie is die skape? Dis die gelowiges, dis ek en jy. En ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie, en moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Amen. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe afgelê het, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie. So, Jesus is nie dood nie. Hy het nie uit die doodheid opgestaan. Hy het opgestaan met 'n verheerlike liggaam. Niemand neem dit van my af nie. Ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Jy sien, die opstanding van die Here Jesus is ons sleutel. Ek sê weer, die opstanding van die Here Jesus is ons sleutel tot die ewige lewe. En ek dink ek en jy moet dit meer koester en dit verstaan wat daar gebeur het. En ook die profetiese woorde was vervul in hierdie tydperk. En soos ek gesê het, in hierdie 3 dae het daar baie goeders gebeur. Hy het die sleutel van die doderyk gaan haal, nee. Dis wat die skrif in Openbaring vir ons sê. Ek gaan dit nie nou lees nie. Jesus moes die offer na die Vader bring. Dis hoekom hy vir Maria gesê het, moet my nie aanraak nie. Ek moet eers na my Vader gaan. En Jesus se verskyning na die tyd aan baie. Ek wil afsluit, maar ek wil afsluit en dit wat ek gesê het, dit is die een teologiese skrifte wat ons het ten opsigte van Jesus se opstanding. Maar die groot vraag is, wat beteken Jesus se opstanding vir elke persoon? Wat beteken dit vir jou? Dink 'n bietjie daar. Wat beteken, hallo ma, wat beteken dit vir jou en vir my? Dis goed en wel, hierdie is meer as 2000 jaar terug gebeur, en die mense koppel dit aan 'n storie,
Maar dis nie storie nie, dit is 'n profetiese woord wat vervul is. En dit is die sleutel vir my en vir jou vandag. So ek het vinnig 9 punte het ek hier neergeskryf. Kom ons gaan dan, ek gaan net nie al die skrifte daar lees nie. Wat beteken Jesus se opstanding vir jou en my? Daar is lewe. Daar is lewe in oorvloed. Dis 'n oorwinning wat daar gebeur het. Dit is die skakel van toekomstige profetiese woord en die eindtyd. Jy sien, niks van die eindtyd kon in werking kom as Jesus nie opgestaan het nie. Niks nie. Nie een van die profetiese woord kon vervul word nie. Die direkte skakeling met God die Vader deur die voorhangsel wat geskeur is. So jy gaan nie deur 'n broeder, 'n vader of wie ook al en jy kommunikeer nie met hulle wat dan deurgaan na die Vader nie. Want die voorhangsel is geskeur. Jy het direkte kontak met die Vader deur Jesus. Direk. En ek sê altyd vir die mense, dis 'n jy kry mos in die ou tyd het ons daai rooi voetjies gehad. Dit was 'n direkte lyn na jou baas toe gewees, né? Jy onthou dit. En daai lyn. En hulle was normaalweg so rooi, soos jy hom optel en jy praat as die man daar. Hy is daar, hy is dadelik daar. En jy kon met hom praat. So hierdie is direk, maak nie saak wie en wat jy is nie en waar jy is nie. Jy het 'n direkte lyn na God die Vader deur Jesus Christus. Hierdie is die skrif wat ek wil hê jy moet vanmôre huis toe vat. En dit is in 1 Petrus 1. Jy kan so toe blaai asseblief. 1 Petrus 1. Nou wil ek hier sê, ons moet nou 'n bietjie gaan kyk. Petrus het hierdie, die apostel Petrus het hierdie geskryf. En nie Paulus nie. Daar was mos 'n geskil gewees tussen hulle. Dis wat ons gelees het, né? En Petrus in Handelinge was in beheer van die kerk gewees, toe die kerk begin het. Maar sy gemeente of hulle gemeente was meestal Jode gewees. Okay? So hulle het die evangelie van Jesus Christus verkondig. Toe het Paulus gekom en Paulus het die evangelie van genade bedien. Die Here Jesus het vir hom openbaring gegee om hierdie woord te bedien. En Paulus het 'n 5de van die Bybel geskryf, uit 14 boeke geskryf. So wat ek probeer sê is, dat hierdie woord van Petrus afkom, is presies dieselfde wat Paulus bedien het. Dis wat ek probeer sê. Kom ons lees daar. Petrus 1 Petrus hoofstuk 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus. Kyk hoe kom dit by mekaar. Uit die dode. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelkelike erfenis kan verkry wat in die hemel bewaar is vir ons. Wow.
wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Ons is in die laaste tyd. Kyk nou, hoe kom die wedergeboorte en die opstanding by mekaar, wat vir jou ewige lewe beloof. Dis vir my fenomenale skrif hierdie. Alright, punt nommer 3. Ons voorbereiding as sy kinders. So ons het nou erfgename geword. Wat is die volgende ene? Is hemelvaart. En dan het ons die uitstorting van die Heilige Gees. En ek en jy verstaan dat met die uitstorting van die Heilige Gees het dit vir jou en my olie in ons lampe gegee. En daai olie in jou lamp gee vir jou toegang tot die ewige lewe. En baie van die mense verstaan dit nie so nie. En hulle ervaar dit nie so nie. En hulle dink hulle gaan hemel toe sonder die Heilige Gees. Dit gaan nie gebeur nie. Ek sê altyd by begrafnisse, daar is toegangsreëls na die hemel toe. Net soos wat enige land toegangsreëls het, is daar 'n toegangreël na die ewige lewe toe. En dit is net op 2 goedes opgeskryf. Geregtigheid en ongeregtigheid. Dis die 2 paaie waar dit gaan skei. Maar ek wil nie daarop ingaan nie. Jesus het 'n plek vir ons gaan voorberei. Hy het 'n plek vir ons. Die skrif sê so in Johannes. Wat is daar nog? Jesus is ons hoëpriester. OK? Hy is ons voorspraak, sê Hebreërs. Want jy kan net na die Vader toe gaan deur Christus Jesus, dis die woord wat so sê. En my laaste punt is, en dis die wonderlikste ding, die belofte, wat hy in 1 Tessalonisense 4 vir ons gee. Hy gaan ons op die wolke kom haal. En dit is hoekom die opstanding van Jesus Christus so belangrik is vir my en vir jou. En dit is waarom ek hierdie punt so bespreek en utter, soos die Engelsman sal sê, wat beteken die opstanding vir jou en vir my? Om uiteindelik die profetiese woord te sien in vervulling kom, wat die Here Jesus op ons op die wolke gaan kom haal. Amen. Dankie Joshua. Kom ons sluit die oë.